Wat is die rede hoekom mense dit nie wil doen nie? Want dan moet sy wil geskied. En dis wat mense nie wil hê. So, as iemand met die verlossingsboodskap na my toe kom, dan stem ek in, want ek wil hemel toe gaan, maar dis vir my genoeg. Ek wil nie meer weet nie. Want wat daarna kom is, laat u wil geskied. En ek soek nie dit nie. My wil moet geskied. Humanisme beteken maar, ek wil ewig lewe sonder God. Want God se wil geskied. En ek kan nie my wil op hom afdwing nie. Hy is God. Ek is 'n mens. Maar as ek kan ewig lewe sonder hom, dan sal dit my pas, want dan kan my wil geskied. En dis humanisme. So, wat 'n mens sien, is dat mense verander nie. Hoekom nie? Mense sê nie, lei my deur die Gees, openbaar groter dinge, verander my nie, want dan gaan u wil geskied. En ek soek dit nie, my wil moet geskied. En sy wil is baie keer dat jy iets baie kosbaar gaan verloor, dat jy Isak gaan verloor. Hy is dalk 'n baie prominente, voorspoedige boer in die omgewing. Jy het 10 plase en elkeen is oor die 2000 hektaar. En Vader se wil is dat jy hulle almal verloor. Wat gaan jy sê? Nee. Daai plase is niks teen Isak. Ek meen Abraham was 'n ryk man. Hy het seker sulke plase gehad, maar hy moes iets baie hoër betaal as dit en hy het gesê ja, is reg met my. En dis waarvoor ons bang is. Vader gaan goed vat wat vir my kosbaar is. En hy gaan. Dis wat hy doen. Dis hoe hy toets. Hy vat dit. Hy het Yeshua se lewe gevat. Klink nou snaaks as ek dit sê, maar Yeshua is volkome mens gewees en hy moes sterf. Hy het gesê, laat hierdie beker by my verbygaan. En hy moes dit gee. En hy vra dit baie keer van ons. Is ons bereid om te gee? Wat is ons bereid om te gee? Is ons bereid om alles te gee? Want dis eintlik wat ons sê as ons laat dood. Ek leef nie meer nie, maar ek sterf. En ek staan op in Yeshua as 'n nuwe skepsel. Maar ek besit niks. Alles is syne. Ons praat dit, maar die besef van wat ons sê, dring nie tot ons deur nie. Dit doen nie. En eintlik beteken, laat u wil geskied, dit maak vir my nie saak nie. So jy wag nie vir 'n antwoord nie. Jy wag vir sy wil om te geskied. So dit maak nie saak of dit nou is, of dit oor 20 jaar is nie. Jy het gevra wat jou wil is, en jy het gesê, maar nogtans, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En jy berus daarby. En dan wag jy en kyk wat is die uitkoms. En dit is eintlik wat vrede is, om dit te kan oorlaat aan hom en weet, hy is die Almagtige, hy het my baie lief, hy sê, hy weet selfs hoeveel hare ek op my hoof het, so is sy belangstelling in my, hy ken elke woord wat in my hart is, nie is wat by my mond uitkom nie. En hy is baie lief vir my, so lief dat hy sy lewe gegee het vir my. So, dit is vir my veilig om my lewe en die gebeure in my lewe in sy hande te laat. As ek mos nou weet hoe lief is hy vir my. So hoekom is ons bang om sy wil te laat geskied? Hoekom sê ons eerder my wil? En ons vertrou hom nie. Dra die gevolge elke dag van om dinge aan Vader oor te laat. Yeshua het dit gedoen. Hy het sy kruis opgeneem en hy is gekruisig op sy kruis. En wat beteken dit? Hy het sy wil oorgelaat aan Vader. Hy sê vir ons, laat jou wil oor aan Vader en dra die gevolge. As dit die kruis is, laat jou kruisig. As dit die water en ligte rekening is, dan is dit die water en ligte rekening. As dit is, is dit dit. As dit dat is dit dat. Laat jou wil oor. Moenie hardkoppig wees nie. Moenie sê, dit is wat ek wil hê moet geskied en ek sal dit deur forceer nie. Niemand sal aan my plek staan nie. Dis wat die Satan ons leer. Dis wat al hierdie opleidingssentrums en seminare jou leer. Jy is sterk, ontdek jouself. Wees sterk. En ek weet nie wat alles nie. Laat jou wil geskied. Dis wat die duiwel ons leer. Wat Vader se wil geskied. Dit beteken nie jy is 'n papperd nie. Jy loop reguit pad en jy loop regop. Jy doen Vader se wil. Maar as jy op 'n plek kom waar jy nie kan bepaal wat gaan gebeur, dan laat jy dit aan Vader oor. As jy kom by hierdie bokke van Jakob en jy maak hierdie reëling met Laban, dan laat jy dit in Vader se hande. En as 2 bokke gestippel is, dan sê jy Vader, dis u wil, dankie daarvoor. En as almal gestippel is, dan sê jy dis u wil Vader, maar jy maak nie planne sodat almal gestippel is sodat jy Laban se bokke kan kry op 'n wettige manier nie. Dis oneerlik. Neem jou kruis op beteken dra die gevolge van dit wat jy glo. Dit is seker een van die moeilikste begrippe. Jy hoor dit en jy dink jy verstaan dit, maar jy verstaan dit nie. En jy dink jy doen dit, maar jy doen dit nie. Dis net asof dit buite ons vermoë is. En dit is waar die jabok inkom. Dit is presies wat die jabok is. En ons hoef nie eers te gaan soek by ander mense nie. Jy gaan dit by jouself kry. Jy gaan dit môre by jouself kry. As jy terugdink op vandag en jy dit iewers vandag kry waar jy ongelukkig was oor wat gebeur het,
wat nie jou wil was nie. En dis die teenoorgestelde van laat U wil geskied. Nou, hoe meer geloof ons in Vader het, hoe meer gaan jy dit reg kry. Abraham het dit reg gekry en hy was getoets. Nou wil ek maar sê, met ons op. Nou dink 'n mens dalk, ek het dit gesnap. Ek was selfs by die Jabok en daar het ek die openbaring gekry van wat dit is. Ek kry dit reg. En wat gebeur volgende? Daar kom die toets. Is dit 'n lekker toets? Of vir jou seun? Hoe offer ons ons seuns? Hy beland in die hospitaal met kanker. En dan, wat sê jy? Want dit is die altaar, dit is die offer. So, om te sê, nee, wat ek is reg, toets my, ek sien nie kans vir dit nie, ek dink dit is 'n bietjie kwaai. Ek hoop Vader kan my hart meet sonder 'n toets. Maar dit beteken net, 'n mens vorder op hierdie pad van oorgee, van laat U wil geskied. Partykeer kry jy dit meer reg, partykeer kry jy dit minder reg, maar jou algemene grafiek moet opgaan na beter toe. So, bedoelende, jy kan afdaag kry en opdaag, maar jy word al beter daarin om dit oor te laat aan Vader en te sê, laat U wil geskied. U wil vir my is die beste. En dan val ons onsself uit deur die dag wat jy ongelukkig raak. Iemand wat jou moes gebel het, bel jou nie. En jy's kwaad daaroor. En eintlik moet jy net sê, dan moet 'n doel wees dat dit gebeur het. My lewe is in Vader se hand en hy bepaal dit en ek is tevrede daarmee. Maar ons kry dit nie reg nie. Ons word kwaad. Ons word kwaad as die verkeer jou ophou. As jy dringend op pad is iewers terheen en dan is 'n ongeluk en daar staan die verkeer. En jy het gesien ek gaan net betyds wees en nou gaan ek definitief 'n halfuur laat wees en jy's woedend. Maar ons dink nie daaraan laat U wil geskied. Ons laat Vader eintlik nie toe om insette in ons lewe te hê nie. Want ons wil hê dit moet gebeur soos ons wil hê. Maar ons oefen ons in die godsaligheid. So wanneer ek dit sien en ek sien, ag, hy het in my weer, dan buig ek die knie en ek gee oor en ek sê Vader, ek is jammer. Ek het alweer my wil probeer laat geskied. Laat U wil geskied want U wil is die beste. En ons groei daarin.